Goeiemôre. Jy luister na die 83ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is trauma op 'n skerm. Een van die redes waarom mense trauma, en mag ek byvoeg, die rouproses nie verstaan nie, is omdat ons dit nie kan sien nie. Iemand met 'n oop wond of 'n ry steke kan hulle wonde wys. Of 'n been in gips is vir ons sigbaar. Ons reageer met empatie en deernis. Wel, die meeste van ons. Dit het my 'n hele tydjie geneem as jong dominee om te verstaan hoekom mense hulle wonde vir my wou wys. Daar is 'n baie goeie rede hoekom ek nie 'n dokter geword het nie. Ek reageer nie so goed as ek mense se wonde sien nie. Om een of ander rede raak my bene en my ruggraat ewe jellyrig. Waarom, het ek gewonder, was dit vir mense belangrik om hulle wonde vir my te wys? Wat dink jy is die rede daarvoor? Ek het dit eers later gesnap. Hoe anders sal ek verstaan waardeur hulle gaan? Deur hulle wond vir jou te wys, kan hulle vir jou wys hoe seer hulle het. Hulle kan vir jou hulle lyding wys waardeur hulle gaan. Maar hoe wys 'n mens vir iemand jou onsigbare wonde? Die wonde in jou siel. Hoe wys jy vir iemand jou hartseer, jou verlange, jou rou, jou trauma? Die Griekse woord trauma beteken immers wond. Was daar maar net 'n manier om vir mense ons onsigbare wonde te kon wys? Maar dit is presies wat breinskanderings begin vermag het. Dat ons die vermoë ontwikkel het om met ons eie oë te kon sien wat in die onsigbare wêreld van die brein gebeur. Funksionele breinskanderings, fMRI's, help ons om te sien wat voorheen onsigbaar was. 'n Fascinerende nuwe wêreld het oopgegaan. Bessel van der Kolk deel in sy boek The Body Keeps the Score van die belangrikste waarnemings wat navorsers maak wanneer mense tydens 'n fMRI traumatiese gebeure herroep. Aan die linker voorkant van ons brein lê 'n area genaamd Broca se area. Dit is die brein se spraaksentrum wat jou gedagtes en ervarings omskakel in gesproke woorde. Wanneer trauma herleef word, wys die skanderings dat hierdie area verdof of heeltemal afskakel. Dit verduidelik hoekom mense wat deur trauma is, dikwels nie kan beskryf wat met hulle gebeur het nie. Hulle vind dit moeilik tot byna onmoontlik om te vertel wat gebeur het of te beskryf wat gebeur het, want hulle brein se vermoë om taal te produseer is gedeaktiveer. Trauma maak dat ons sprakeloos is oor wat gebeur het. Kinders wat deur geweldige trauma is, kan selfs ophou praat, in geheel ophou praat. 'n Belangrike rede daarvoor is dat trauma preverbaal is. Dit beteken, trauma gebeur in 'n deel van die brein en liggaam wat voor taal en woorde bestaan. Dink nou terug aan gister se oordeenking. Wanneer sensoriese inligting ontvang word wat ons brein interpreteer as gevaarlik, reageer die amygdala dadelik en maak alarm. Die onderste verdieping van ons brein, om nou maar daardie beeld te gebruik, die limbiese stelsel, skakel nie die ervarings om in taal nie. Vergelyk dit met 'n bok wat skielik 'n roofdier gewaar. Hulle staan nie daar rond en bedink die situasie of probeer om dit te ontleed nie. Hulle oorweeg nie verskillende opsies nie. Dis 'n onmiddellike reaksie, vlug. Daardie deel van ons brein werk met sensasies, beelde en emosies, soos vrees, angs of woede. Broca se area is juis in die prefrontale korteks geleë, wat ons in geheel help om dinge rustig, logies te bedink, die situasie en toekomsmoontlikhede te ontleed, en dit te kan weergee in woorde, sinne en tydlyne. Maar tydens traumatiese ervarings is tydlyne versteur
En gedurende posttraumatiese streservarings word die verlede as hede ervaar. Terwyl die spraaksentrum afskakel, lig 'n ander area helder op. Dit word skielik aangeskakel. Brodmann se area 19. Dit is die area in die visuele korteks wat voortdurend nuwe visuele beelde registreer wanneer dit die eerste keer die brein binnekom. Dit is die brein se beeldprojektor. Wanneer hierdie area geaktiveer word, sien die traumatiese persoon die gebeurtenis nie bloot as 'n ou herinnering nie. Dit is eintlik fascinerend. En dit het navorsers regtig verstom. Wanneer mense trauma oproep, aktiveer daardie gedeelte van die brein asof hulle dit nou sien. Die brein beleef dit as 'n aktiewe, lewende, visuele ervaring. Omdat die thalamus, die skakelbord van jou brein, nie die stempel van verlede tyd op die herinnering kon afdruk nie, ervaar ons brein en ons liggaam hierdie gebeure asof dit oor en oor herhaal. Dit is steeds besig om te gebeur. Die mees opvallende insig van die skanderings is hoe die skakel tussen die twee helftes van ons brein, die linker en regter hemisfere, skeeftrek tydens trauma, bedoelende skeeftrek in terme van hulle funksie. Die linker hemisfeer van ons brein hou van orde, struktuur, logika en taal. Dit help ons om te weet dat gister verby is en dat vandag 'n nuwe dag is. Tydens 'n trauma-reaksie word groot dele van die linkerbrein grootliks onaktief. Die regter hemisfeer is die setel van emosies, intuïsie, visuele herinneringe en die fisiese sensasies van die liggaam. Tydens traumatiese ervarings is die regterbrein hiperaktief. Dit is soos 'n skaal wat heeltemal na een kant toe kantel. In die regter hemisfeer is daar rou emosie en liggaamlike paniek, terwyl die linkerbrein, wat moet sê, kalmeer, dis net 'n herinnering, jy's veilig, nie die mikrofoon kan bykom nie. Dus, gewone herinneringe, neutrale herinneringe, aangename herinneringe, of moeilike herinneringe wat uiteindelik verwerk is, word netjies gestoor en in ons brein se argief gebeere. Die lers is kronologies gestoor. Ek kan kies om te onthou, om die lers te gaan uithaal, die herinneringe op te haal daaroor, en ek kan dit weer gaan terugsit en aangaan met my lewe. Maar traumatiese herinnering word in 'n kas ingegooi en die deur word toegestoot. Dis nie verwerk of geliaseer nie. Wanneer sensoriese inligting my aan daardie gebeurtenis herinner, wanneer ek, soos hulle dit stel, triggers ervaar, is dit asof al daardie deurmekaar papierwerk en data oor my kop en deur my liggaam uitgestort word. Ek is terug in die verlede. Of die verlede het my ingehaal. Dis hier en nou. Met behulp van traumaberading kan ons brein se argivaris, die thalamus, uiteindelik die toestemming gee en die vermoë gee om die herinneringe te liaseer en weg te pak in die argief van ons brein, die hippocampus. En op daardie lêer staan dan, dis nou geskiedenis, dis verby. Ja, dis deel van my storie en my reise om die son, maar dit definieer my nie meer nie. Ek wil afsluit met 'n laaste opmerking. Ons moet nie trauma en rou met mekaar verwar nie. 'n Mens kan trauma verwerk, soms in 'n enkele sessie. Ek het dit al dikwels sien gebeur. Maar die rouproses werk nie so nie. Ons kan nie vandag vir 'n beradingssessie gaan en dan verlang ons nie meer nie, huil ons nie meer of wat ook al nie. Die rouproses verg meer geduld. Dit vat baie langer. Berading help ons wel deur die rouproses, maar ons moet in gedagte hou, dis twee verskillende prosesse. Wat baie gekompliseerd is wanneer die afsterwe van 'n geliefde ook met trauma gepaard gaan.
Maar ook daar moet ons die twee uitmekaar uithou. Die komplekse rou kan 'n mens verwerk deur die trauma te hanteer. En natuurlik help dit om met iemand te praat oor hoe ongelooflik seer ons hart is, om ook daardie hartseer te verwerk. Maar ek wou net vanoggend sê, hou in gedagte dat dit twee verskillende prosesse is in ons menswees. Ons gebed kom vanmôre uit die groot gebedeboek. Vader, ek weet hoe leeg is so baie van my woorde. Daarom wil ek nie baie sê nie. Vergewe my dat ek so gou praat sonder om eers op die insig van u Gees te wag. Leer my Vader die skoonheid van stil oomblikke in u teenwoordigheid, waar ek deur u liefde omvou en deur u heerlikheid omstraal word. Leer my die dissipline van stilte en van stil bly, van beheer oor my tong. Gee my vandag 'n aanvoeling vir wanneer om te praat en wanneer om te swyg. Here, moenie dat ek my vanaand sal moet verwyd, omdat ek vandag gepraat het toe ek moes stil gebly het, of stil gebly het toe ek te bang was om te praat nie. Laat u Gees my hierin lei. In Jesus naam, amen. C. Langenhoven het gesê, so, wie geleer het om vas te trap, het daarby geleer om nie op sand te staan nie. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.